Vriende, in die boek Openbaring word gelowiges in die gemeentes van Efese, Pergamum, Thyatira, Sardes en Laodicea opgeroep om hulle te bekeer. Elke gemeente. En ons gaan vanoggend veral op die oproep in Laodicea fokus, en daarom kom die skriflesing uit Openbaring 3 van vers 14 af. Maar ons gaan ook na die ander net so effens kyk. Kom ons raak net 'n oombliekie stil voordat ons saam lees. Here, as ons hierdie woorde voor ons oop het, besef ons eie beperktheid, ons gebrek aan insig. En partykeer is ons hart ook nie heeltemal ontvanklik nie. Ons denke ook nie. Daarom kom ons en vra ons vir u 'n nederige afhanklikheid. Kom deur die Gees, maak die sluise oop, sodat ons kan ontvang wat u vir ons wil sê, deur hierdie woorde. Ons kom in die naam van Jesus. Amen. Openbaring 3, vers 14. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie. Hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raak julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid, nie gesien word nie. En koop oogsalf, om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Ons lees tot sover. Nee, dat is nog een vers. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit. Net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die enigste oplossing vir ons land is dat die mense hulle maar net moet bekeer. So het 'n sendeling eendag by 'n konferensie opgemerk. 'n Kollega van hom het daarop geantwoord: Broer, ek wens ek kan met jou saamstem, maar die grootste probleme in my bediening word juis deur die bekeerdes veroorsaak. Nou, ek is seker ons hoef nie ver te gaan soek vir die bevestiging van sy reaksie nie. 'n beroemde Amerikaanse professor het vertel dat daar 'n ouderling in sy eerste gemeente was wat vir heel wat onvrede veroorsaak het. En toe dit vir hom ondraaglik geword het,
het hy die predikant in gebed na die Here toe gegaan en vir die Here gesê, Here, asseblief tog, kan U nie hierdie man na 'n ander gemeente toe stuur nie? En volgens hom het die Here toe positief gereageer. Die oom het besluit om te verhuis na 'n aftreeoord by 'n ander dorp. Maar, het hy vervolg, die Here stuur toe 3 ander soos hy na ons gemeente. En hy sê toe, en hy is 'n bietjie wyser geword het, hy tot die ontdekking gekom, hulle het juis daarvoor gesorg dat hy diep afhanklik van die Here gebly het. Nou, 'n staaltjie uit Wynberg se geskiedenis, die gemeente waar ek vir meer as 30 jaar was, by 'n bid hier in die gemeente Wynberg tydens die eerste Anglo-Boereoorlog, dit was in die jaar 1881, het 'n oom, hy was 'n ouderling, soos volg gebid, nadat die Britse generaal Colley tydens die slag van Majuba doodgeskiet is. Liewe Heer, ons het verneem dat U generaal Colley opgeroep het na hoër diens. Ons wil U net herinner dat Lord Kitchener nog hier is. Dit het werklik gebeur. Nou, wanneer ons deur die briewe aan die gemeentes in die boek Openbaring lees, dan sien ons dat mense wat reeds tot geloof in Christus gekom het, met ander woorde, hulle het hom aangeneem as hulle verlosser. Dit het al gebeur, dat hulle ook vermaan word om hulle te bekeer. En ek gaan net so vir julle vat deur 'n voorvlug dat julle dit kan sien. Aan die gemeente in Efese hoofstuk 2 vers 5 lees ons, bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Aan die gemeente in Pergamum, hoofstuk 2 vers 16, bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe, en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Aan die gemeente in Thyatira, hoofstuk 2 vers 21, ek het haar kans gegee om haar te bekeer, verwys na Isebel, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Kyk, ek gee haar aan 'n siekbed oor, en die mense wat met haar oorspel gepleeg het, aan swaar lyding, as hulle nie van haar praktyke bekeer nie. Aan die gemeente in Sardes, hoofstuk 3 vers 3, dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. En dan in die gemeente in Laodicea, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Mens kan nou sê, maar goed, is dit nie net 'n deel van die gemeente wat nou hier opgeroep word nie. Nie die ouens wat nou, ons weet, baie slegte en lelike dinge gedoen het. Kom ons kyk bietjie na die detail. As ons lees in Efese, hoofstuk 2 vers 2, hoe dit daar gegaan het, dan sê die Here, ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur, en julle het nie moeg geword nie. Ons sien hier onvermoeide arbeid, ons sien volharding, dat hulle slegte mense nie verdra nie, hulle het baie vir sy naam verduur, en hulle het nie moeg geword nie. 'n Gemeente met 'n baie mooi getuieskrif. En tog word hulle ook opgeroep om hulle te bekeer. Aan Pergamum, hoofstuk 2 vers 13, ek ken die plek
waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Tog bly julle aan my naam getrou en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is daar by julle waar die Satan bly nie. Dit blykbaar 'n rowwe plek waar hulle gewoon het, maar hulle het getrou gebly en selfs in tye van vervolging het hulle trou aan die Here gebly. Is ook 'n mooi getuigskrif. En tog word hulle ook opgeroep om hulle te bekeer. Aan Thyatira, ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding. En ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. Baie mooi getuigskrif. En tog kom die oproep. En dan aan Sardes, ek weet dat julle die naam het dat julle lewe. Met ander woorde, julle staan bekend as 'n lewendige gemeente. En tog kom die oproep dat julle moet bekeer. En dan in Laodicea, ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. En dan kom daar 'n sterk oproep. Ek dink op hierdie stadium behoort ons te ontdek dat ons self eintlik goed inpas by al hierdie vorige gemeentes. Is dit nie so nie, nee? En daarom is hierdie boodskap vir elkeen van ons ook bedoel. Waarom word hulle opgeroep om hulle te bekeer? Ek dink, as ons net kortliks duidelikheid kry oor wat met die oproep bekeer julle bedoel word, dit word in die Ou en Nuwe Testament gebruik om mense op te roep om hulle weg te keer van hulle sonde en hulle toe te keer na 'n gesonde en inspirerende verhouding met God. Met ander woorde, jy draai weg van sonde en jy draai na 'n verhouding met God, waarin hy jou lei en jou inspireer en jy die pad saam met hom gaan. Dit is wat met bekering bedoel word. En dit blyk uit tekste in die Ou Testament sowel as in die Nuwe Testament dat sonde nie noodwendig gelyk is aan lelike goed, slegte goed, lieg, steel, bedrieg, egbreek pleeg ensovoorts nie, maar dat dit eerder dui op 'n staat, 'n toestand wat as godloosheid beskryf word. Dit dui op mense wat sonder God leef en by wyse van spreuke die hele tyd met hulle eie koninkrykies besig bly. Hulle besluit self wat reg en verkeerd is, dis immers hulle koninkrykie, hulle bepaal die reëls en hulle laat hulle nie deur God lei nie. Dit is hoe sonde lyk. Dit is die staat van sonde. En as jy die mooi teenstelling wil kyk, gaan kyk na Romeine 8, waar jy die teenstelling kry om volgens jou menslike aard, volgens jou eie wil, jou eie koninkrykie te leef, en dan die teenoorgestelde, om jou te laat lei deur die Heilige Gees, en om daarbinne die geborgenheid as kind van die Here te beleef. Hulle is nie noodwendig mense wat lieg en steel en sedeloos leef nie, maar wanneer die mag om jou eie baas te wil wees, dit is wanneer jy self God probeer wees, ontaard. Ons lees daarvan in Romeine 1, dan lei dit tot sulke dade, omdat hulle en die mense om hulle dan uitgelewer word aan so 'n persoon se nikke en grille. Ken ons dit nie? Ons ken dit almal. Sulke mense word in die Bybel beskou as verlore, omdat hulle nie 'n verhouding met God het nie, en hom ook nie ken nie. Hulle gaan op hulle eie deur die lewe,
en mis die wonderlike ervaring om kind van God te wees, om in sy liefde te floreer en jou te laat inspireer en lei deur sy gees. Bekering in hierdie konteks sou dan beteken om jou weg te keer van waar jy God as 'n buitestander, as 'n toeskouer behandel, na 'n lewe waar jy vir hom sê, Here, ek wil u kind wees. Ek wil u hoor. Ek wil elke oomblik, wil ek saam met u deel. Ek wil hê, u moet vir my wys wat ek moet doen, wat ek moet sê, hoe ek moet optree, wat ek moet voel. Dit is die teenstelling tussen sonde en om kind van God te wees. Teen hierdie agtergrond gaan ons nou probeer vasstel waarom die gemeentes in Klein-Asië opgeroep word om hulle te bekeer. Efese, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Weet jy, toe ek hierdie woorde lees, het ek hoendervleis gekry. Hoekom? Die Here is met sy hart betrokke in sy verhouding met ons. Hy voel dit wanneer ons liefde verkoel. Dit maak hom seer. Dink daaraan hoe ver jy al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle aan die begin gedoen het. Watter van die mans wat nou hier sit, se vrouens het al vir hulle gesê, jy bring nie meer vir my blomme soos aan die begin nie. Jy maak nie meer die deur oop vir my soos in die begin nie. Ek sien dieselfde reaksie. Jy weet, ek dink as jy kan terugdink, die eerste keer toe jy die Here aangeneem het as jou verlosser. Wie van ons onthou daardie dae? Jy weet, jy kan nie wag om in die oggend op te staan en jou Bybel te lees nie. En in die aand ook, dit is vir jou kosbaar. En soms deur die dag ook. As jy die Bybel oopslaan, en jy weet, die Here gaan hier met jou praat, dan het jy opgewonde. Dit is altyd so ek gevoel het. En ons moet gewaarsku wees. Hierdie verwagting kan afneem. Dit kan verkoel. En die Here sien dit. En hy kry seer. Hy voel dit in sy hart. Pergamum. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffersvleis geëet en onsedelikheid bedrywe het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Ek dink ons gaan net oor na Thyatira ook, en dan sal ek 'n bietjie meer sê oor die Nikolaïte. Thyatira, maar ek het dit teen julle dat julle die vrou Isebel laat begaan het. Sy doen haar as profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffersvleis te eet. En dan in Sardes, dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het, hou daarmee vol en bekeer julle. Hulle is ook duidelike gemeente wat hulle geesdrif vir die evangelie verloor het. En vriende, as ek dit vir julle sê, daar's 'n Nederlandse professor, sy naam is Stefan Paas. Hy het so 2 jaar gelede het hy 'n boek geskryf oor sy kommer oor die kerklike situasie in Nederland. En hy sê sy grootste kommer oor die voortbestaan van die kerk in die boek is dat as hy so na die gemeentes kyk, na die verskillende kerke, is daar nie meer 'n passie om evangelisasie te doen nie. Om sendingwerk te doen nie. Dit het verdwyn. En hy sê hy dink dit is
Dit is as gevolg van die relativisme wat ingetree het. Dat mense sê, wel, net solank iemand glo, jy weet, dis okay, jy weet, hy kan maar ander geloof of so het, maar hulle vergeet dat dit net deur Jesus is dat jy geloof sekerheid kan kry. En enthousiasme om dit te deel met mense wat dit nie het nie, het blykbaar verdamp. Die Here sien dit. Hy sien dit by ons ook. Dit wil voorkom of die doel van die Nikolaïte, die leer van Biljam en Isebel was om Christene te oortuig dat ons sedelikheid en afgodediens beoefen kan word sonder dat dit jou verhouding met Christus beïnvloed. Nou geld het blykbaar hier 'n rol gespeel, aansien die mense destyds, veral in Klein-Asië, deel moes wees van die verskillende handelsgildes. Dis nie heeltemal 'n vakbond nie, dit is 'n gilde. En om deel te wees van hierdie gilde moes jy natuurlik lidmaatskap betaal, maar jy moes ook deelneem aan die rites, die handelinge daar. En by sulke vergaderinge of byeenkomste het die mense afgodsoffervleis geëet. En was daar ook tempelprostitusie beoefen. En van die Nikolita en Isebel het gesê, man, dit is nou nie so erg nie. Jy weet, jy moet 'n inkomste hê. Net solank jou verhouding met God okay is. Dit hoef nie noodwendig jou verhouding met God te benadeel nie. Julle hoor eintlik hier dieselfde as wat ons in die paradys gehoor het. Het die Here regtig gesê, as jy van daai boom eet, dan sal dit nou sleg gaan met jou? Het hy dit regtig gesê? En toe raak die eerste mens en die eerste vrou ontrou aan die Here, né? En so gebeur dit vandag tot dag ook. As gedierig mense wat vir jou sê, hoor die man, dis okay. Dis okay. Dit gaan niks doen nie. Die Here sien dit. En dit maak hom seer as mense ontrou aan hom word. Laodicea, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. En die laaste woorde was woorde wat vir my ook op 'n nuwe manier geraak het. As Jesus regtig by die deur staan en klop, weet jy wat beteken dit? Ons het van hom 'n buitestander gemaak. Dis wat dit beteken. Hy's buite. Ons maak van hom 'n toeskouer. Hy's nie regtig deel van wat ons doen nie. Nie regtig deel van wat ons dink nie. Nie regtig deel van wat ons droom nie. Hy's buite. En as 'n mens kyk na die oorsaak hiervan, net die onmiddellike verse, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. Weet jy hoe gevaarlik naby kom dit aan ons eie gemeente? Klomp mense wat hier kom aftree, hulle het gespaar, hulle het genoeg om van te lewe, hulle het eintlik niks meer nodig nie. Eintlik het hulle ook nie meer die Here nodig nie. En later begin hulle lewe asof hulle hom nie meer nodig het nie. Al minder en minder word hy deel van wat hulle doen en wat hulle dink en wat hulle sê. En so begin louheid inkom. En dan moet ons mooi kyk na die woorde van die Here. Julle weet nie dat julle ellendig
en beklaanswaardig is nie, arm. Partykeer sien ook later die Here tug die wat hy lief het. Partykeer is wanneer jy siek word, wanneer jy op pad is na die teater, dan besef jy, daai geld in die bankrekening beteken niks. Absoluut niks. Wanneer verhouding skeefloop. My vorige gemeente was die woongebiede Bishop's Court in Constantia, deel van my gemeente. Ek kan vir julle klomp verhale vertel van skatryk mense wat sielsongelukkig is omdat verhoudings skeefloop. En nie 'n penny van wat hulle het in die bank kan iets daarin verander nie. Blind. Jy dink jy kan sien. Maar jy kyk verkeerd, jou lewensuitkyk is verdraai. Want dit wat die mees kosbare in die lewe is, die Here wat inkom, die samesyn met hom, die vreugdevolle samesyn met hom. Jy sien dit nie meer raak nie. As ons bietjie kyk na die agtergrond vir hierdie beelde in Laodicea, hulle was selfvoldaan en selfgenoegsaam. Meer as gevolg van die materiële welvaart wat hulle beleef het. Hulle het die Here eintlik nie meer nodig gehad nie. En daarom het hulle ywer en warm harte vir die evangelie verloor. Die louheid, waarna vers 16 verwys, sluit aan by die watersituasie in Laodicea. Hulle het nie natuurlike waterbronne gehad soos die ander stede om hulle nie. Hulle moes water 10 km ver aandê vanaf Hierapolis, noord van Laodicea, deur middel van 'n waterleiding of 'n aqueduct. Die probleem was dat hierdie water was van 'n warmwaterbron afkomstig. Teen die tyd dat dit Laodicea bereik het, was dit nie meer warm nie, maar lauwarm. Dit was nie lekker om te drink nie, en jy kon ook nie eintlik daarin bad nie, dit is lou, nie aangenaam nie. En sommige uitleggers voeg by dat die water ook 'n kalk smaak gehad het, omdat dit naby Laodicea oor 'n kalkkraans gestort het, en die se smaak opgetel het. As jy dus die water drink, het jy gewalg daaraan. Dit het jou so naar gemaak, dat dit jou wou uitspoeg. Maar ek dink, wat die Here vir ons hier wil sê, met die woorde uitspoeg is, jy hoor, dat dit vir hom erg is, dat mense lou is. Hoekom is dit so erg? Omdat mense wat lou is, kom ons sê dit by die naam, is fake. Hulle is nie eg nie. En mense wat nie glo nie, sien hulle. O, is dit hoe Christene is? En hulle gee ons geloof en die Here 'n slegte naam. Dis hoekom louheid 'n ernstige probleem is. Die gemeente in Laodicea het smaakloos vir die Here geword. Hy walg aan hulle geestelike louheid. Hy is op die punt om hulle uit te spoeg, soos daardie lauwarm kalkwater van Hierapolis. Ek onthou so goed, toe ek katekisasie gedoen het, ons het 'n kategeet gehad, oom Piet Albertyn, hy was 'n wonderlike kind van die Here. En op 'n dag het hy baie ernstig met ons gepraat oor hierdie ding van louheid. En op 'n stadium het hy hom gerig tot die meisies en hy het vir hulle gesê, as jy mooi is en jou ouers is ryk en jy's baie talentvol,
moet jy versigtig wees. Want jy kan maklik lou word. Want jy het nie regtig die Here nodig nie. Jy het so baie op waarop jy kan terugval, dat jy hom nie regtig meer nodig het nie. En so moet elkeen van ons ook kyk na onsself. Dit wat jy as 'n bate beskou, kan jy soms dit wees wat jou lou kan maak. Omdat jy daarop terugval elke keer en nie op jou verhouding met die Here nie. As ons kyk na die uitnodiging van die Here aan hulle rug, daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle werklik ryk kan word. Hierdie woorde, dis baie interessant as mense gaan kyk na wat die eksegete daaroor sê. Ek dink ons almal probeer ons bes, maar vir my is die naaste verklaring aan, as ons dink aan hoe ons geloof deur ons beproewinge en dinge wat gebeur met ons, die stampe en stote van die lewe gelouter word en egter word en suiwerder word. Ek dink dit is die wonderlike van as jy kind van God is. Slegte dinge gebeur met jou en jy raak 'n beter mens. Jy kom nader aan God. Jy word gesuiwer. En hierdie suiwerheid het ou verband met die feit dat jy al meer en meer afhanklik van die Here begin word. Meer op hom begin vertrou. En dit is treffend toe die Here die bergrede begin het. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van my is. Dan is jy op goeie grond. En dit is interessant, as ons nou kyk na iemand soos die skrywer Leo Tolstoy, wat een van die beroemdste literêre werke geskryf het in die wêreld, War and Peace. Hy kom uit 'n baie goeie familie, baie ryk, en hy het goeie geleerdheid gekry by baie goeie plekke, baie ryk vriende gehad. Hy het alles in die lewe probeer, en elke keer gevoel, daar's iets wat hy kort kom, iets wat hy mis. Hy het ook getrou en 'n vrou gekry en 'n klomp kinders, en dit het ook nie die gemis heeltemal weggeneem by hom nie. En soos in sy soektog deur die lewe, te sien hy by die die woord wat hy gebruik is die arm peasants, dit is seker maar die klein boere ensovoorts, hy het by hulle, het hy 'n geluk gesien wat hy nie gehad het nie, en toe hy met hulle begin gesels het hy agtergekom, daar's baie dinge wat onseker is, hulle is afhanklik van die natuur, en dan reën dit nie, en partykeer is dit te veel, en dan loop dinge verkeerd op die boerdery, en dan tref het hulle baie sleg, baie wisselvallig. Maar hy sê, hierdie verhouding met God wat hulle gehad het, dit het aan hulle 'n rykdom gegee, innerlike rykdom, wat hy nie by al sy ryk vriende kon sien nie. En dit het hom daartoe beweeg om tot bekering te kom. Vriende, die heel kosbaarste goud wat hierdie wêreld ken, is eenvoudig 'n verhouding met die lewende Here. Hy sal jou nooit in die steek laat nie. Nie wanneer jy siek is of ellendig is nie. Nie wanneer die dood sy skadu oor jou gooi nie. Selfs dan sal jy oorwinnaar wees deur sy liefde. En dit is wat hierdie arme mense beleef het. En het eintlik daartoe gelei dat Tolstoy tot bekering gekom het. Die ander wat hy sê, koop by julle wit klere dui op die feit dat ons verhouding met die Here, dat ons verlos is, dat ons op hom fokus vir ons verlossing, nie op onsself nie, dat ons sy soenverdienste aan die kruis as die bron van ons sekerheid, as die basis van ons sekerheid beskou,
Ons red nie onsself nie. Hy is ons verlosser, dit is die wit klere. En dan die oogsalf. Dit is ook 'n beeld wat uit Laodicea kom. Hulle het 'n beroemde mediese skool gehad en hulle het ook 'n goeie oogsalf gemaak. Dit het aangesluit by wat die beeld wat hulle geken het. Wat die Here sê, as die lamp van jou liggaam dof is, sal jou hele liggaam donker wees. Dit is die manier hoe jy kyk na die lewe. Dat hy sê, kom dat ek vir julle leer hoe julle na die lewe moet kyk. Moenie dat die wêreld dit vir julle sê nie. Ek het julle gemaak, ek is julle skepper. Laat my toe om vir julle te sê hoe om te lewe. Dan sal jy werklik geluk ken. As ons kyk na die woorde, ek staan by die deur en ek klop. As jy dit oopmaak, dit is letterlik die deur van jou lewe wat jy oopmaak, dan sal hy inkom en daar sal weer 'n feesmaal. Ek sal saam met julle feesmaal hou. Dit dui dat ons, ek dink 'n mens kan net sê, dit dui op saam wees, same syn met hom. Dit is waaroor dit gaan. Dat ons weer dit sal beleef. Hy by ons, dat ons hom sal hoor, wat hy sê, wat hy op ons harte lê. En ons daardeur laat bepaal. Dit is wonderlik as jy sien, hoe iemand wat heeltyd sy eie kop gevolg het, en dan die Here vind, en dan kom die Here in sy lewe, en deur sy gees begin die Here hom lei en inspireer, en wat daarna alles gebeur. Ek kan my baie keer verstom om te sien die rykdom, die nuwe rykdom wat in mense se lewens kom, net omdat die Heilige Gees hulle begin lei en inspireer. Is wonderlik om dit te sien elke keer. As ons kan opsom, waarom moet mense wat reeds die Here ken, hulle soms tot inkeer moet kom, of gereeld tot inkeer moet kom? Julle het my nie meer lief soos in die begin nie. Julle laat toe dat mense by julle ander verlei om ontrou te wees. Julle het julle geester vir die evangelie verloor. Julle het selfvoldaan en selfgenoemsaam geword. En julle het van my 'n buitestander gemaak. En nou is die vraag, hoe kan dit weer regkom? Die woorde, ek dink ons, dis belangrik om by die woorde van die Bybel te hou, bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Dink terug. In daai tyd toe jy jou hart vir die Here gegee die eerste keer. Dink aan hoe jy toe jou Bybel gelees het, gebid het, met ander mense gepraat het oor wat jy ontdek en gelees het. Gaan voort daarmee. Hosea 3 vers 1, dink daaraan, hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. En dan vers 19, ons het nou daarna gekyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Ek saam met hom en hy of sy saam met my. Dit gaan oor die saam wees, oor die same syn. En luister na die beloftes wat volg op die bekering. Hosea 2 vers 7, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Ons almal weet van die boom van kennis van goed en kwaad, nee, ons ken daai boom. Maar daar word eintlik min gepreek oor die boom van die lewe, is dit nie so nie? Hy is ook daar. As jy jou tot bekeer, wegdraai van die lewe sonder hom, na die lewe saam met hom, sal jy van daardie boom te ete kry.
Vers 11, die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Jy sal vir altyd lewe. Hosea 2 vers 17, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee. En daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee, met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Dis so 'n wonderlike teks hierdie, daar's nie tyd om ongelukkig om dit uit te lê nie, maar dit is wat die Here vir ons sê, wat ons gaan beleef, as ons tot inkeer kom. Vers 26, aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Vers 28, daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môrester gee. Jy al die môrester gesien? Dis 'n treffende beeld hierdie wat die Here gebruik. Hy sal dit vir ons gee. Hosea 3 vers 5, elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. En ek sal vir my Vader en voor sy engele verklaar, dat hy aan my behoort. Wonderlike woorde. 3 vers 12, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak. En hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom, en ek sal ook my eie nuwe naam op hom skrywe. Dit is iets wat mense figuurlik moet verstaan. Ek is seker in hierdie gemeente praat ons ook van sekere mense as die pilare van hierdie gemeente. Ek onthou my eerste gemeente, een van die pilare was oom Gert, iemand wat vir die grootste deel van sy lewe 'n volslaa alkoholist was. En toe tot bekering gekom het hy gesê, die Here het op sy knieë gegaan om my uit die gutter uit te trek. En hy het sy lewe daaraan gewy om voorbereiding te doen vir ons gemeente ook onder andere. En hy is beskryf as 'n pilaar van daardie gemeente. Staatmaker. Staatmaker binne die nuwe Jerusalem. As jy tot inkeer kom, wanneer die Here jou aanspreek, dan word jy staatmaker in die koninkryk van God. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek die oorwinning behaal het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Ongelooflike woorde. Vriende, jy kan alles vergeet wat jy vanoggend gehoor het, behalwe een ding. Die Here sit sy hart in sy verhouding met ons. En hy kry seer as hy sien dat ons liefde verkoel. Dit raak hom. Hy kry ook seer wanneer jy en ek hom as 'n buitestander behandel. Hy moet nou buite die deur staan. Hy moet maar 'n toeskouer wees. Dit raak hom. En as dit waar is van jou, kom nou na hom toe. Sê vir hom jy is jammer. En maak daai deur oop. En vra vir hom dat hy nie net in die oggend wanneer jy stilte tyd hou, of in die aand, of wanneer jy bid tydens etes nie, maar deur die dag, dat hy jou lewe met hom sal deel.
en jy jou lewe met hom sal deel. Dit is wat hy wil hê. Dat hy vir jou hierdie rykdom kan bring waarvan ons hier gelees het. Gee nou 'n oomblik van stil gebed waarin elkeen op sy manier na die Here kan kom en die deur kan oopmaak.